Wel Strydom, dankie dat ek mee kon gesels. Ek gaan nou 'n gevaarlike ding doen. Ek het so 'n klein deel van jou sessie bygewoon, maar toe moes ek iewers anders wees. So nou gaan ek maak asof ek weet waarvan jy gepraat het, so jy moet my konfronteer. Ek het gehoor jy het gepraat oor konfrontasie, so konfronteer my help. Yes. Okay, cool. Nee, so jou sessie was oor die krag van invloed sonder 'n titel. Yes. Gee my dit so die kort inleiding. Ja, so ek het onlangs 'n boek gelees, nie onlangs nie, omtrent so 'n jaar terug. Toe lees ek The Leader Who Had No Title. En daai boek het omtrent my hele lewe verander en dit is hoekom ek nou vandag hier so is besig om te praat oor leierskap sonder 'n baadjie, sonder 'n titel, sonder daai posisie en kan ons nog steeds die mense om ons lei sonder daai autoriteit. En ek neem aan jy het tot die gevolgtrekking gekom dat ons dit kan doen. Hoe moet ek dit doen? So ek het vir hulle 3 punte gegee van net goed wat vir my gehelp het. En die eerste ding was net om te besef it's never about me. Dis nooit oor ek nie. Moenie dink dit is oor jou nie, want leiers is presies die teenoorgestelde. Hulle gee om oor almal anderste. Die tweede ene was konfrontasie. Jy weet, vra die vraag wat moeilik is, want dit is op die ouend wat jou memorable maak. Dis hoe mense jou onthou. En dan die derde ene was consistency. Maak seker jy weet waarvoor jy staan en waarvoor jy sal val. Wow. Ja, dit is al klaar baie inspirerend en ek het nogal gehou van die deel waar jy gesê het, toe jy gepraat het oor om die moeilike vrae te vra, want dit het iets met te doen met ook om by die mens uit te kom, om nie net jy is nie net die titel te sien nie net die baadjie nie. En ek dink jy het persoonlike ervaring daarvan, miskien op jou baadjie getakseer word, of die baadjie wat ons miskien op die skerm sien of op die verhoog sien. Hoe hanteer jy dit? Ja man, nee, so net wanneer jy daai baadjie dra, dan verwag jy van mense om nou na jou te luister. En ek dink wanneer jy sonder daai baadjie is, dan word jy regtig uitgedaag na ewe skielik. Hoe gaan mense nou na jou luister? En ek dink dis presies waar leierskap gekweek word. Dit is in daai omstandighede waar jy besef wat ware leierskap is. Ek dink op set en op by die werkplek is daar gereeld ongemaklike situasies en plekke. Ons almal verskil, ons almal is van verskillende agtergronde. En net om daai reg te kan hanteer en te verstaan, omgee en om net te luister. Sure. Van die moeilikste goeders om te doen partykeer, né? Klink so eenvoudig, maar so moeilik om te doen. Wat is jou ervaring? Hoe was die energie saam met die jong mense terwyl jy besig was met jou sessie? Great man, my mense. Presies. Ja, ek voel ou tieners is scary. Tieners is scary, want jy voel altyd jy word gejudge of dat hulle kyk jou funny, maar dan onthou ek, okay, cool, nee, maar hierdie mense is net so 2 jaar jonger as ek. Okay, cool. Jy weet, kom ons hê net 'n gesprek. Kom ons praat oor hierdie dinge net oor wat ek oor wonder en let's go with it. Nee, dit was 'n lekker energie. En ek dink dis die beste manier is om net 'n gesprek te hê. Ek dink dit is wat ons nader aan mekaar bring. Net die laaste ding, ek het gehoor jy sê jy is nog steeds besig om te verfilm aan Reënboogrand. Is dit waarvoor ons uitkyk in die volgende paar maande as ons jou wil sien op die kassie of iewers of daar nog iets? Ja, nee, daar is ander dinge wat ek legally nie mag oor praat nie. Ongelukkig nie, so excited is wat ek is. Maar Reënboogrand gaan op kyk net wees nog tot en met 2027. Einde 2026, ja. So daai gaan nog daar so wees vir 'n rukkie. Op Showmax sal dit al heeltemal klaar wees aan die einde van hierdie jaar, maar dit is wat ek tans nou aan is en dis waar jy kan vir my dophou. Ja. Ek gaan so maak. Dankie Paul, waardeer dit en nou moet jy jou vlug haal. Ja, ek moet. Dankie julle. Thanks man. Waardeer.